Goeiemôre, baie welkom by die erediens. Lekker om julle hier te sien. Almal van julle wat die koue oorwin het om uit die bed te ontsnap. So ons is almal weggeraap uit die bed uit vandag. En ek dink 'n baie belangrike onderwerp wat ons vanoggend by gaan stil staan. Ek dink veral vir ons ouers om vir julle ook te bemagtig, maar terselfdertyd wanneer ons ouers geestelik help in terme van die voorbereiding, die bemagtiging van hulle kinders, dan is ons ouers ook meer ontspanne. Kan ons bietjie meer besef maar die Here is in beheer, hy help vir ons en ons weet wat om te doen. So ons gaan vanoggend 'n hele end reis geestelik. Ek sien uit daarna en my gebed is dat die Here ons hier saam sal seën. 'n Hele paar verjaarsdae hierdie week. Gawie Stols verjaar hierdie week Woensdag die 10de en Nikita van der Bank die 11de. Ek het hulle nie gesien vanoggend nie, so as julle hulle sien, sê maar vir hulle ons wens vir hulle 'n baie lekker verjaarsdag toe en dan ook die Here se seën op die jaar wat voorlê. Broers en susters, ons gaan vanoggend kortliks stil staan by 'n baie belangrike dokument. Ek het die dokument Vrydag op ons gemeente se WhatsApp groep geplaas vir jou om 'n bietjie daaroor te lees en vertrou te raak daarmee. Dan gaan ek dink die erediens en dit wat ons daaroor gaan gesels vir jou gouer en makliker sin maak. Die dokument handel oor ons land se Christen jeug en in watter mate hulle Christelik paraat is of gereed is vir Christelike oftewel geestelike aanvalle. Hoe effektief is ons Christen jeug se Christelike opvoeding, Christelike voorbereiding? En die dokument is geskryf deur 'n NG Dominee. Ons gaan net 'n bietjie kyk daarna en ek gaan nou terwille van tyd gaan ek net die belangrikste, die hoofpunte uithaal en dit vir u weer lees. Een van die gevaarlikste leuns wat Suid-Afrikaanse Christenouers steeds glo, is dat hierdie land nog Christelik genoeg is om hulle kinders meer tyd te koop. Dis nie. Suid-Afrika se Christelike atmosfeer is nie dieselfde as jou kind se Christelike oortuiging nie. Daardie twee dinge is nie dieselfde nie. 'n Land kan nog kerke langs hoofpaaie hê, Christelike begrafnisse, Christelike troues, Christelike radio, Christelike skole en 'n taal vol God seën jou, terwyl die kinders wat in daardie selfde land groot word, stil al hoe minder in staat is om die eerste ernstige uitdaging aan die geloof te beantwoord. Ek het aangeneem Suid-Afrika dra Christenkinders nog verder as wat dit nou doen. Ek was verkeerd. En ek het besluit hoe verkeerd. Een Sondagmiddag in Centurion, ek het saam met 'n gesin uit ons gemeente middagete geëet. Hulle seun was Els, beleef, goed gemanierd, 'n kerkseun. 'n Ouer neef was van die universiteit af op besoek. Skerp, selfversekerd, die soort jong man wat spottery met intelligensie verwar. Op 'n stadium draai hy na die 11-jarige seun toe en sê, "So, hoe weet jy die Bybel is nie maar net deur mense geskryf om ander te beheer nie?" Die kind het gevries. Uiteindelik het hy gesê omdat dit God se woord is. Die neef het liggies geglimlag. Dit is nie bewys nie. Dis net wat jou kerk vir jou gesê het. Niemand het vir 'n oomblik gepraat nie. Die pa het die onderwerp verander. Wat by daardie tafel gebeur het, was baie groter as een ongemaklike vraag. 'n Suid-Afrikaanse Christenkind het pas teen die werklike wêreld vasgeloop. En daar was byna niks onder hom nie. Ek het weergawe daarvan elders ook begin sien. 'n Pa van Pretoria Oos het my vertel, sy dogter het by die huis gekom en gevra, hoekom die Christendom as waar hanteer moet word en nie maar net as iets bekends nie. 'n Ma in ons gemeente het erken haar seun praat nou asof geloof en intelligensie van self
aan teenoorgestelde kante hoort. Die tiener het na die week vir my gesê, Dominee, ek ken die kerk se antwoorde. Ek is net nie meer seker dit is die regte antwoorde nie. Sien jy die patroon? Jou kind staan of val op grond van of die Christendom in sy of haar eie denke verdedigbaar gemaak is. Baie belangrik. Dit is die werklike saak. Nie of oumas en oupas nog eerbiedig praat nie. Nie of mense nog Christen op forums merk nie. Nie of daar nog 'n kerkgebou om die hoek is nie. Die werklike saak is of jou kind staande kan bly wanneer die Christendom nie meer outomaties respek in die vertrek kry nie. Want daardie verandering is reeds hier. Die toon het verander. Die ouderdom waarop die druk begin het verander. Die selfvertroue van ongeloof het verander. Die dieper vyand is die illusie van plaaslike immuniteit. Die fantasie dat omdat Suid-Afrika nog Christelike taal dra, ons kinders op kerklike roetine, geërfde sentiment en 'n vaal morele toon kan oorleef. Hulle kan nie. Kinders kan woordes kan erf. Hulle kan gewoontes erf. Hulle kan ordentlikheid erf. Hulle kan die vermoë erf om Christelik te klink. Die werklike saak is of jou kind staande kan bly wanneer die Christendom nie meer outomaties respek in die vertrek kry nie. Want daardie verandering is reeds hier. Die toon het verander, die ouderdom waarop die druk begin het verander, die selfvertroue van geloof het verander. Maar tensy iemand vir hulle wys hoekom die Christendom waar is, hoekom die skrif vertrou kan word, hoekom die opstanding 'n werklike geskiedenis hoort en nie in 'n sentimentele hoekie van die kinderjare nie, kan daardie geërfde vorms skrikwekkend vinnig in mekaar val. Voorsitter, ons gaan begin by 2 gedeeltes in die Bybel. Ons is eers dan by 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Heilig die Here God in julle harte. Ons doen dit deur die Here bo alles in ons lewe te stel. Hy's eenkant, hy's spesiaal, hy's nommer 1. So heilig ons die Here in ons harte. Maar dan beteken dit ook dat ons in terselfdertyd die Here ons hoogste doel maak in die lewe. Wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Wees bereid om verantwoording te doen. Met ander woorde, ons moet reg wees om ons Christendom te verdedig. Eerstens dan op grond van wat behels ons Christendom? Wat maak van my 'n Christen? Hoe vertel ek vir iemand wat vir my vra, "Hoekom is jy 'n Christen?" Of wat beteken dit vir jou om 'n Christen te wees? Wat antwoord ek? En dan begin ons by die Bybel, wat vir ons die kennis gee. Hoekom ons soveel jare ons kinders gereeld en getrou by die katekese uitbring, is om hulle kennis van wat in die Bybel staan op te skerp, vir hulle te gee, vir hulle in te vul, vir hulle die breë en wye prentjie te wys van God en mense en wat deur die hele Bybel tussen God en mense gebeur het en waar pas ek in? Hoe ervaar ek God? Wie is hy? Hoe het hy hom gedemonstreer? Wat het hy gedoen? Tot waartoe is hy in staat? Daardie vraag moet vir my uitbring by jou kind se oortuiging dat ek 'n Christen wil wees. En ek kry dit nie as ek nie deur die Bybel reis en bekend word met wie die Here is. Wat hy doen, sy almag, sy alwetendheid, sy genade, sy goedheid, hoe hy vir mense gehelp het. Persoon na persoon na persoon, die verhale van hulle wat hom vertrou het en hoe die Here vir hulle gehelp het. Dis die fundament, dis ons basis. Ek moet
en kan net daarop bou. As dit nie daar is nie, dan val alles plat. Want ek probeer my kind uitbring by iemand wat en hy en sy nie ken nie. Net soos jy as volwassene met 'n vreemdeling baie moeiliker of baie oppervlakkig oor die weg kom. Iemand wat jy nou net ontmoet, gaan jy eers net oppervlakkig mee kommunikeer. Jy weet nie wat jy in die persoon het nie. Sê nou maar iemand kom en werk skielik as 'n nuwe persoon by jou in die myn. Hy werk saam met jou, jy ken nie die perd nie. En jy begin maar gesels en ons doen dinge saam. En soos die tyd aanstap, so leer jy jou medewerker ken. Jy leer die man werk. Hy's verantwoordelik. Ons is 'n goeie span. Ek leer die persoon op grond van wat die persoon gedoen het. Dis dieselfde met die Here. Ons leer die Here op grond van wat hy gedoen het in die Bybel. As ek daardeur gaan van Genesis 1 tot Openbaring 20, dan weet ek wie is die Here. Ek weet wat hy gedoen het, en dan is dit tussen my en hom daardie afstand van vreemdeling, soos ek in 'n vreemdeling afstand het, is daai afstand al baie nader gekom, want hy elke slag as die Here iets doen, is hy minder 'n vreemdeling. Wow, kyk jy by die Here, kyk sy almag, daar's niks wat hy nie kan doen nie, kyk hoe goed is hy, kyk hoe genadig. Dan baie keer onopgemerk kom die afstand tussen die Here en ek baie nader, en dis wat moet gebeur. Ek gaan myself vooruit. Geregtigheid. Goed, skus, ek het my krant verloor hierso. Ons begin met die Bybel. En dan deur die Bybel kom ons by die Here uit. Na jare van katekese, wanneer ek begin met die lewe, dan kom die lewe se probleme. En dan kom ons te staan vir dinge wat ons nie kan regmaak nie. Dinge waarvoor ek nie antwoord het nie. Dinge waarvoor ek sukkel. Miskien is dit eers nadat jy getrou het met die skoonfamilie. Miskien is dit mense by die werk wat jy met mee saamwerk, maar jy hou niks van daai perd. Iewers kom probleme duik hulle kop, en dan moet ek daai probleem uitdaag, aanval, wat ook al moet ek dit kan hanteer. Dan moet Bybelkennis my uitgebring het by die persoon waaroor die Bybel gaan, en dis Jesus. Dan moet ek al uitgekom het by vertroue in die Here. Dis hoekom ek so hamer daarop, en ek gaan dit weer hamer, dat kinders in hulle kinderjare het uitstekende vertroue oefening. Uitstekende oefening, broer en suster. Jy as ouer hoef nie te wonder, hoe leer ek vir my kind om op die Here te vertrou nie. Dit kom na jou toe. Dit kom na jou toe in die vorm van elke toets wat jou kind moet skryf. Dit kom na jou toe in die vorm van elke toets, van elke vak wat die kind nie goed is nie. Dit kom na jou toe in die vorm van elke eksamen wat geskryf moet word. En dan daarby nog die kind se probleme wat by die skool opgedoen word. Die kind se uitdagings. Dit wat vir jou kind, en dis almal het dit wat vir jou kind by die skool moeilik is. Ek weet nie van julle nie, maar ek het baie skooljare, het ek maats gehad, of nie maats nie, kinders in my klas, wat ek dadelik geweet het, ek en jy sal nooit vriende word nie, en hulle het dieselfde boodskap gekry. Jy voel net aan, né? Ek gaan nie met jou vriende wees nie. En jy kry die uitdagings op skool, kinders wat jou spot, kinders wat jou miskien boelie is, en 'n groot ouetjie is. En dan is daar onderwysers ook, né? Onderwysers wat van sekere tipe van kinders nie hou nie. So, dit kom by, dis bykomende oefening vir jou as ouer. Ek gaan myself weer vooruit. Ons is by 'n tweede gedeelte wat ons gaan stil staan, Romeine 1 vers 16 en 17. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Die Griek is eintlik maar net almal wat nie Jode is nie.
Goed. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Dit is nie ons as Christene wat reg gehelp moet word nie, my broer en suster. Nee, hoe kan ek my skaam vir dit wat in my lewe in seëning is? Hoe kan ek my skaam vir die Here wat my so seën, my en my gesin? Hy beskik vir my in werk, daar's gedurig werk, hy beskik vir my in inkomste, hy beskik vir my die gesondheid om te kan werk. Pa het een keer in 'n gemeente, hy was 'n plaasgemeente, was daar 'n boer gewees. Boeta, en die perd, hy het nie 'n tekort gehad aan selfvertroue nie. Hy was 'n skatryk boer. En soos baie plattelandse gemeentes mee sukkel, kom daar van die lidmate wat baie welvarend is en wat baie gee, gebruik dan dit om die kerk se besluite en die dominee se besluite te beïnvloed. As jy nie dit nie, gaan ek nie gee nie. En daar was so een gemeente, en die boer het vir my pa gesê, dominee, ek is geseënd, omdat ek hard werk. Ek is nie lui nie. Ek werk al soveel jare hard, en dit is hoekom ek gekom het waar ek gekom het. En toe sê pa vir die man, my broer, wat sou gebeur het as jy nie die gesondheid gehad het om te kan werk? Wat sou gebeur het as die Here jou nie bewaar het van 'n ongeluk waarin jy die vermoë om te kan werk verloor het nie? Wat sou gebeur het as die Here nie sy hand oor jou teruggetrek het en jy het een of ander gesondheidskrisis gekry wat jy nie kon werk nie? Dit is nie Christene, my broer en suster, wat verlore is, wat ons antwoorde nodig het. Dis hulle wat hulle behoort te skaam. Die evangelie is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Krag van God. Die evangelie, is dit ons lees in die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Die verhaal van Jesus wat Jesus gepreek het en wat Paulus in die res van die Nuwe Testament vir ons verduidelik en uiteensit en baie meer vir ons inligting daaromtrent gee. Dit wat ons lees is nie bloot kennis of feite. Dis anders as enigiets anders wat jy lees. Enigiets anders wat jy lees is vir jou inligting, dit is 'n spesifieke doel hoekom jy dit lees, maar watter krag het dit? Die evangelie is 'n krag. As ek dit lees, is daar 'n krag wat na my toe. Dis die krag van God tot redding. Dit help vir my, dit gee vir my die krag om uit te kom by die hemel eendag, as ek dit so kan stel. Maar ook redding, verlossing, hier en nou op hierdie aarde, van wat ek verlossing nodig het. Dankie Vader, die Here het my verlos van goed wat ek lank mee gesukkel het en nooit meer sukkel. Dis 'n krag. Evangelie bring vir ons inligting oor wat reg is oor die Here. Oor wat reg is. Die Bybel bring ons uit by die krag vir ons redding. Vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Die geregtigheid van God is, ons ontdek hoe reg die Here was. Hoe reg was hy alles te doen, hoe reg dit was dat hy vir Jesus gestuur het om te kom sterf vir ons sondes, hoe reg dit is dat hy vir ons sondes vergewe, hoe reg dit is dat hy genadig is, hoe reg dit is dat hy geduld het met ons, hoe reg dit is dat hy vir ons altyd antwoorde het en oplossings het. Dis heerlike regmerkies in ons lewe wat ons nodig het. Ander mense het dit nie, hulle moet dit vervaardig, hulle moet dit skep. In Boeta, vra vir dominees. Vra vir dominees. Lidmaat kom by jou en hulle was 'n jaar laas in die kerk. Die eerste ruk as hy nie kom nie, jy sien hom by die dorp, en by die spaar, baie broer ek jou lanklaas gesien. Dominee iets, dan vertel ek vir jou iets wat tydelik vir jou voor my die kerk het gehou het. Hy het sy verskoning reg. Maar dan gebeur daar goed.
Dis ongelooflik. Wat in dieselfde man 'n jaar later en wie vind dit nie, dis nie meer daai omstandighede nie. Nou kan staan vir jou. Nou het jy 'n filosofie, hoekom jy nie hoef kerk toe te kom nie. Soos die man, 'n professionele man. Hy was baie trots op hom om te sê, wat die Bybel sê, waar 2 of meer in my naam vergader is, daar is ek. So ek en my gesin gaan nie kerk toe nie, ons op 'n Sondag sit by die huis, ons is meer as 2, en daar is die Here, ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Hy was baie selfvoldaan. Hy het maar nou die regte filosofie gekry, daar is sy antwoord. En dit wat mense doen. Dit wat mense doen. Hoe verder jy van die kerk af weggaan, hoe groter en sterker vir jou word jou filosofie, hoekom dit nie nodig is om kerk toe te gaan in jou storie. En dan sien 'n mens reg deur dit. Vir daai man, my broer, die Bybel sê in Hebreërs 11:28 as ek reg onthou, moenie die samekoms van die gelowiges verwaarloos nie. Jy het jou konteksreël verbreek. Die konteks van 2 of 3 in my naam is nie die kerk en is nie 'n erediens nie. Die konteks van daai vers is stigtiging. Die versies voor dit daarna dit beskryf, want dit is Matteus 23, beskryf hoe as 'n kerk die tugtigingsproses moet handhaaf. Want waar 2 of meer in my naam vergader is, in hierdie tugtigingsproses, daar is ek. Here gee vir ons die krag om reg te lewe, omrede ons glo wat in die evangelie staan. Sonder geloof is dit onmoontlik om die realiteit van God se krag te ervaar. Ek herhaal, sonder vertroue in die Here sal jy nie die realiteit van God se krag in jou lewe ervaar nie. Ja, sekerlik my broer, hy's genadig. Hy gaan vir jou help. Hy gaan vir jou klein krisisse bring. Net ietsie wat te veel is vir jou. Net genoeg om vir jou te beweeg om te sê, Here, help my. Help my. Hy gaan vir jou help. Hy gaan vir jou wys. Sien jy daar? Ek het jy gesê, gebid help my en ek het jou gehelp. Sien jy? So help die Here uit genade vir ons om hom te leer ken. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Christene se hele bestaan berus op vertroue in die Here. Ons glo die Bybelse waarheid, daarom vertrou ons die Here. Deur ons geloof en vertroue ontvou die Here se krag in ons lewens. Goed, so hoe bemagtig 'n mens tieners en die jeug vir aanvalle teen hulle geloof om dit te beantwoord? As u opgemerk het, sou u sien dat al hierdie vrae, al hierdie beskuldigings wat eintlik indirek teen daai jong ouetjie gerig was, is ateïsties of agnosties van aard. Almal van hulle. En dit is die 9 uit 10 die kans dat dit met jou kind gaan gebeur. Agnostici of ateïste, hulle gaan by jou uitkom. Wat is die verskil? 'n Agnostikus is as ware die eerste plak van wegdwaling. Wat sê 'n agnostikus? Ek glo nie in God nie, maar daar's ook nie 'n manier hoe ek kan uitvind of daar 'n God is. So omdat daar nie 'n manier is dat ek kan uitvind of daar wel 'n God is nie, hoekom glo ek in God? Ek kan nie weet of daar in is nie. Hoe kan ek weet of daar 'n God is? Ek kan hom nie gaan sien nie. Ek gaan hom nie gaan kry nie. Ek kan nie bewys hy's daar nie. So hoe kan ek glo in dit wat ek nie kan bewys nie? Agnostikus. Dan verdwyn, dan skuif hulle nog verder terug en voor jy weet is hulle volbloed ateïs. Ek glo nie daar's 'n God nie en ek glo ook nie jy kan bewys dat hy bestaan nie. So dan stel nie belang om te bewys nie. Jy glo nie dit kan bewys word. En dis die vraag wat hier gevra is. So, wat is die antwoord? Hoe bemagtig ons kinders? My broer en suster, ons begin deur 'n basis te lê. Die basis van die kennis van die Bybel, dit gebeur in die kategese jare. Dis hoekom kategese so belangrik is. Deur al die kategese jare se reis deur die Bybel, leer jou kind vir God ken. Wie is hy? Wat het hy gedoen? Wat het hy gedoen met mense? Want die Bybel is die verhaal van God en mense. En die wisselwerking tussen God en mense. God doen dit, mense doen dit. God doen dit, mense doen dit. God doen dit, mense doen dit. Heeltyd 'n wisselwerking.
Wie is God? Wat doen hy? Jy wil soveel as moontlik kennis by jou kind uitbring van wie's die Here. Wat doen hy? Wat 'n persoon is hy? En dit gebeur in katedrese. Maar dan moet jy as ouer inkom in hierdie voorbereiding. En my broer sitter, vir jou as ouer, wil ek nou vanoggend net dit sê. Ek gaan nie vir jou 'n hele lys van goed gee om te doen. Dis nie eens nodig. Ek gaan net vir jou 'n paar goedjies gee om te doen en dis maklik om dit te doen. Jy hoef nie te weet soos 'n dominee nie. Elke ouer kan dit doen, elke ouer. Dat ek vir jou verseker. Dis goeie nuus. Die beste nuus kom nog. So, dis Sondag en Maandag tot Saterdag. Dan moet jy aktief jou kind by vertroue in die Here uitbring. Jy moet aktief jou kind by vertroue in die Here uitbring. En jy hoef nie dinge op te maak. Hulle kom na jou toe. Toetse, eksamens, die moeilikheid of wat skool vir jou kind moeilik maak. Is daar maats wat lelik is? Is daar 'n onderwyser wat lelik is? Daar is die 4 areas wat jy moet gebruik. Die maklikste is toets en eksamen. Vir elke toets en elke eksamen, jy moet weet wanneer elke toets gebeur en elke eksamen, en die aand vir elke toets en eksamen, kom ons bid. Gaan saam met jou kind op die knieë voor sy bed en bid. En as jy alles vergeet met broersuster, absoluut al, doen net een ding, en ek waarborg vir jou vandag, jy moet my moeder, ek waarborg vandag vir jou, die Here God gaan wonders doen in jou kind se lewe. Net een ding, gebed. Gebed, 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 gebed. Elke toets, elke eksamen, elke probleem, kom ons bid. Kom ons bid. Moet nie antwoorde gee nie, jy hoef nie. Daar sal tye wees wat jy sal voel, dan moet ek 'n antwoord gee. Moenie. En al het jy 'n antwoord, moet jy dus gee nie. Jy wil juist nie vir jou kind 'n antwoord gee nie. Jy wil juist vir jou kind dwing om die enigste antwoord te vind. Kom ons gaan bid. Here, help my met die toets. Here, help my met die eksamen. Here, help my met hierdie maats. Help my met daai onderwyser. Dankie Here. Amen. Nou bring jy jou kind stelselmatig, gedurig, by vertroue uit. My broer en suster, as daardie kind van jou by matriek klaarmaak, en jy doen dit van het laerskooljare, dink net hoeveel jare al is jou kind gewoon daaraan om vertroue oefeninge te doen. Hoeveel toetse, hoeveel eksamens, hoeveel probleme is na die knieë toe gevat. En dan begin die Here daai gebede beantwoord, sodat jou kind leer elke slag hoe dit gegaan met die toets, hoe dit gegaan met die eksamen. Sien jy, die Here help ons. Sien jy, die Here hoor vir ons. Sien jy, die Here kan waar jy nie kan nie. Sien jy my kind? As daai kind by matriek uitkom, my broer, suster, met daardie lewenslange, jarelange oefeninge, dan kan jy hom maar los. Want dis presies wat vir hom in haar wag, die res van sy of haar lewe. Probleme waarmee ek nie kan 'n oplossing vind. Dan gaan daai kind knieë toe, want hy en sy is gewoond daaraan. Bovenal, hulle is gewoond daaraan, dit werk om te bid. Hulle is gewoond daaraan, die Here hoor vir my. Hy hoor my al jare lank.
Hy hoor my albei hoeveel toetse en hoeveel eksamens het die Here my gehoor en gehelp. Dan kan jy met enige, ek daag enige ateïs en ek daag enige agnostikus uit om met my kind te kom gesels. Daar is hy. Ek sê vir hulle sê, daar is my kind. Gaan praat met hom. Want dan gaan hy kind vir hulle vertel, jy gaan vir my niks sê van die Bybel of wat ek al nie. Ek ken God, hy help my. Hy's werklik. Hy's 'n persoon. Dit gaan nie oor die Bybel is waar of nie waar, of is daar 'n God of nie daar 'n God is nie. Ek weet hy's daar, want hy lewe en hy help vir my. Hy help my al 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar. Hoe kan jy as ateïs en agnostikus 'n streep deurtrek deur wat vir my werk? En wat ek vir jou kan bewys. Hier is toets nommer 1, toets nommer 2. Sien jy daai toetse? By elkeen van hulle het die Here my gehelp, want dis my slegte vakke. Ek is nou heeltemal weg, hierso. So weet jy, die Bybel is nie maar net deur mense geskryf om ander te beheer nie. Omdat dit wat in die Bybel staan, vir my vertel van God en wat hy gedoen het vir mense. En weet jy wat? Net soos hy die mense in die Bybel gehelp het, so het hy my gehelp. Kom ek vertel vir jou van hierdie toets en daai eksamen. En daai probleem en daai kind, meneer ateïs en agnostikus. Dit gaan nie daaroor oor die doel van die Bybel nie. Dit gaan daaroor nommer 1 oor wat is in die Bybel. Waarvan praat jy as jy sê dit wat in die Bybel is geskryf om ander te beheer? Vertel vir my presies wat geskryf is om ander te beheer. Vertel vir my. Waarvan praat jy? Oor dit wat die Bybel hier sê. Wat die Bybel daar en daar sê, is vir my as 'n mens inhou. Dit help vir my om vir my te herinner, ek moet nie ander mense beny nie. Ek moet nie begeer nie. Want as ek begeer, dan maak ek vir my lewe moeilik, want dan gaan ek skuldland toe en ek sluit myself in 'n skuldtronk op. Die beheer van die Bybel is die beheer om te doen wat reg is. Wil jy eerder beheer word te doen wat verkeerd is, of wil jy beheer word te doen wat reg is? Dit is nie 'n bewys nie, dis net wat die kerk vir jou gesê het. Ek glo nie God nie, want jy kan nie bewys daar is 'n God nie. Ja, en kan jy bewys daar is nie 'n God nie? Meneer ateïs, agnostikus, daar is nie 'n God nie, nee. Nee, daar is nie 'n God nie, maar jy kan nie bewys daar is 'n God nie. En hoe kan jy vir my bewys daar is nie God? Ons moet in dieselfde bootjie sien. Ons is in dieselfde bootjie. So dit gaan by ons as Christene net oor wat ons glo. Maar weet jy wat, meneer? Ons glo nie bloot omdat daar 'n klomp reëls en regulasies in ons maande doen nie, nou doen ons dit maar ook nie. Ons glo daarin omdat dit werk. Dit bietjie vir jou vertel hoe werk dit. Ek was daar in graad so en so, toe so en so gebeur, en toe so en toe die Here vir my so en so geleer, dit wat in die Bybel is. Dit gaan nie oor bewys nie, dit gaan oor glo in dit wat werk. En dit wat werk is nie omdat ek geglo het, omdat ek elke jaar in katedese was nie. Dis nie genoeg nie. Ek moet weet, dit werk. Werk dit vir my. As ons geloof in intelligensie van self aan teenoorgestelde kant behoort. Wat daar gesê word is, ag, gooi tog. Jy het nie baie intelligensie, jy's maar dom in die wêreld, nê. En jy het nie baie goed gedoen nie, en jy het nie baie bekwaamheid nie, en so voort nie. So, jy moet nie maar staat maak op geloof. Dis soos 'n kruk. Ek kan nie sonder 'n kruk deur die lewe nie, ek het 'n kruk nodig, en ek geloof is nou maar my kruk in die lewe. Die opperste toets van intelligensie is om juis God toe te laat om vir my te wys hoe hy bestaan.
Is dit nie besonder intelligent om die Bybel te lees en vir jouself te sê, oh wow, as ek lewe soos daardie mense in die Bybel wat reg gelewe het, dan wag daar vir my voorspoed. Is dit nie intelligent nie? Mense wat dit sê, my broer en suster, wat hulle perspektief van geloof is bloot Sondag kerk toe gaan en huis toe gaan. Dis wat hulle bedoel by geloof. Hulle het nooit van God ontmoet nie en nog minder ooit gesien dat hy iets in hulle lewe doen. Daarom kan hulle nie indink dat ons wat geloof het, juis is ons geloof juis in uiterste toets van intelligensie. Dominee, ek ken die kerk se antwoorde. Ek is net nie meer seker dit is die regte antwoord nie. OK, meisiekind, wat is die regte antwoord? Waarvan praat jy? En dan as ek vir jou sê, hierdie is die regte antwoorde, dink ek, en nie die kerk se antwoorde wat dit is. Dan jy vir haar sê, my arme kind, het jy nie in die Bybel gelees wat God se antwoorde was vir mense nie? Het jy nie gesien hoe hy vir mense altyd beter antwoorde gegee het as wat hulle self kon kry nie? Het jy nie gesien hoe die Here se antwoorde aan mense in die Bybel in wysheid is wat hulle nie kon by uitkom nie? Wil jy regtig vir my sê, meisiekind, jy wil tevrede wees met die antwoorde wat jy in die Bybel kry? Wie sien is dit? Dis beperkte mense se antwoorde. Wil jy regtig vir my sê, jy verkies 'n beperkte mens se antwoord teenoor die almagtige God se antwoord? Kom ons lees bietjie saam die Bybel. Kom ek wys jou bietjie wat die Here gedoen het in Dawid se lewe. Ek haas my. Hoekom die Christendom as waar gehanteer moet word en nie maar net as iets bekends nie? Ja, as jy in jou ervaring van die Christendom net iets wat bekend is aan jou, dan is dit vreeslik jammer om dit te hoor. Ek is vreeslik jammer om te doen, ek is jammer dat mense jou in die steek gelaat het, sodat jy kon uitkom waar die Christendom maar net vir jou opskrifbaar is. Met ander woorde, jy kon nooit agterkom hoekom die Christendom waar is buite jou kerk nie, buite die erediens, buite katekese. Dis net vir jou waar of vir die mense waar wat daar sit elke Sondag. Is dit al wat jy van die Bybel weet? Weet jy van die wonderwerke van die Bybel? Het jy gesien hoe Jesus wonderwerke doen? Het jy gesien hoe Jesus sê, hy is die skaap se wagter en ons moet hom net volg? Het jy gelees wat die Bybel sê? Hy gee vir ons vreugde soos 'n rivier wat gedurig vloei nooit ophou nie. Nee, dit gaan nie eers oor wat die Bybel sê as waar nie. Dit gaan oor wat die Bybel sê as 'n lewende God wat vir jou die lewe waar maak en goed maak en reg maak en sukses vir jou gee en voorspoed. Dit kom by jou uit omdat die Christendom jy aanvaar het as waar. Dis baie meer as net bekend. Jy kan staan of val op die Christendom en sê waar jy denke verdedigbaar gemaak word. En dis wat ek besig is om te doen, broers, dat ek gee vir u die antwoorde, die verdediging op die aanvalle van die duiwel wat hy doen deur ateïste en agnostici. En jou kind se toekomstige werksplek. My broer en suster, jy kan seker wees daarvan dat die duiwel sal sy mense by jou kind uitbring.
Die duiwel gaan sy verkeerde en slegte vroue by jou seun uitbring. In die hoop dat jou seun met een van hulle gaan trou. Die duiwel gaan seker maak dat hy jou bykom by jou werkplek. By jou kontak met mense. Met iemand in die skoonfamilie. Met jou omstandighede op die plaas. Jy moet kan verdedig. Die punt, ek gaan dit weer onderstreep, is nie om vir ons kinders antwoorde te voer nie, my broer en suster. Nee. Die antwoorde is net daar vir hulle as 'n uitnodiging om op te kyk en vir Jesus te aanvaar. Jy het nie antwoorde nodig nie, jy het 'n persoon nodig. En wanneer jy die persoon in die vorm van Jesus kry, gaan hy dinge in jou lewe doen wat vir jou die antwoorde gee. Dan gaan jy jou kind gaan sy geloof verdedig op grond van wat die Here in sy lewe gedoen het, beginnende by toets en eksamens. Hoekom die Christendom waar is? Hoekom is dit waar? Dis waar omdat dit vir my as persoon 'n nuwe lewe gegee het. Omdat dit is waar, omdat dit vir my by Jesus uitbring wat vir my krag gee en alles wat ek nodig het. Dis waar, omdat dit vir my bewys het dat as ek Jesus aanneem in my lewe, dan help hy my tot 'n beter lewe. Dis hoekom dit waar is. Hoekom die skrif vertrou kan word? Dit vertrou kan word omdat dit by mekaar uitkom. Dit wat ek in die Bybel lees van die Here, dit gebeur in my lewe. Daarom vertrou ek dit. Niemand omdat ek blindelings glo nie. Ekskuus. Maar omdat ek gesien het, dit werk. Omdat ek gesien het in die Bybel, die wonderwerke wat die Here doen hy in my lewe. Die hulp wat die Here mense gegee het, help hy my mee. Dis nie eens 'n kwessie van waar nie. Dis 'n kwessie van werklik. Realiteit. Laaskie, hoekom die opstanding en werklik geskiedenis hoor en nie in 'n sentimentele hoekie van die kinderjare nie. As daar nie opstanding was nie, het Jesus nie aan die regterhand van God gesit om my lewe te beheer nie. En dis waar alles gaan. Dis hoekom ek begin het met toets en eksamens. Ek het die Here se beheer nodig. Sy hulp, sy help. Sodat ek hom kan leer ken in my lewe as 'n lewende God wat ek kan vertrou, want dit werk as ek hom kan vertrou. Dit werk. Dit werk. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie Here dat ons nie alleen is nie. Veral nie wanneer Satan sy mense na ons toe stuur nie, Here. Dan kan ons nie vertrou soos ons U al baie vertrou het voor die tyd. Vertrou dat U vir ons sal die regte antwoord gee. Vertrou dat ons vir daai man kan vertel van 'n realiteit van U wat hy nie van kan wegkom. Dat hy nie voor kan verantwoorde verskoning soek nie. Wat hy nie kan wegpraat. Bovenal wat U kan gebruik deur U Gees om hom te agtervolg. Want is ons nie die laaste persoon op hierdie aarde wat daardie een wat my aanval eendag in die hel wil sien nie. Wil ons nie ook daar dat U sal red deur U genade en U krag, deur ons en deur die getuienis van die werklikheid van U in ons lewens. Daarvoor sê ek vir U dankie. In Jesus se naam. Amen.